Hallo en baie welkom. Vandag duik ons in 'n onderwerp wat amper almal al van gehoor het, maar dalk nie heeltemal verstaan nie. Hipertensie of sommer net hoë bloeddruk. Wat beteken dit nou eintlik en hoekom maak dit saak? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Goed, om mee te begin, kom ons kyk net gou na hoe groot hierdie probleem is. En die syfer is, wel, dis nogal skokkend. Volgens die amptelike riglyne het byna die helfte van alle volwassenes in die FSA hoë bloeddruk. Ja, jy het my reg gehoor, amper die helfte. Dit gee mense 'n idee van presies hoe wyd versprei dit is. En dis nie net 'n nommer op 'n skermpie nie. Jy sien, hipertensie word dikwels die stille moordenaar genoem. Hoekom? Want dit is die onderliggende, weggesteekte risikofaktor vir twee van die grootste doodsoorsake in die wêreld: hartsiektes en beroertes. So, wat gebeur nou eintlik in jou liggaam as jou bloeddruk konstant te hoog is? Kom ons kyk na die fisiese skade wat dit veroorsaak. Die hoofprobleem se naam is aterosklerose. Nou, dink hieraan soos 'n gewone waterpyp in jou huis. As die waterdruk vir jare en jare te hoog is, wat gebeur? Die pyp begin roes en kry so 'n opbou aan die binnekant. Dis presies wat met jou are gebeur. Hulle word hard, styf en nouer as gevolg van hierdie opbou van gedenkplaat. En dit maak dit natuurlik baie moeiliker vir jou bloed om te vloei. En hier kan jy die verskil baie duidelik sien. Aan die een kant, 'n gesonde, ook aar, bloed vloei lekker maklik daardeur. Maar kyk nou regs, dis 'n aar wat deur aterosklerose beskadig is. Daai deurgang is nou en grof. Dit is die kern van die probleem. En 'n aanhoudende hoë bloeddruk? Wel, dit sit hierdie hele proses in topversnelling. En daai skade in jou are, dit lei direk na 'n hele rits baie ernstige en ja, lewensgevaarlike gesondheidsprobleme. Ons praat van dinge soos hartaanvalle, hartversaking, beroertes, niersiektes en selfs aneurysmes. Jy weet wanneer die wand van 'n aar uitbult soos 'n ballon en kan bars. Al hierdie dinge is die direkte gevolg van daai onbeheerde druk. Maar hier is waar dinge regtig interessant raak. Nie te lank gelede nie, het die mediese wêreld die hele definisie van hoë bloeddruk verander. So, kom ons kyk hoekom die reëls verander het en nog belangriker, wat dit vir ons almal beteken. Wat gebeur het, is dat groot studies, soos die SPRINT-studie, iets belangriks gewys het. As dokters pasiënte se bloeddruk na 'n laer teiken behandel het, het dit meer lewens gered. Hierdie aanhaling sê dit eintlik perfek. Die feit dat ons nie vordering gemaak het met die vermindering van hartsiektes nie, het gewys ons mis dalk die mense met ligte tot matige hoë bloeddruk. Dit het almal laat teruggaan na die tekenbord toe. En hier is dit. Dis die groot verandering. Kyk mooi. Onder die ou reëls was fase 1 hipertensie enige iets van 140/90 en op, maar die nuwe reëls het daai drempel verlaag na 130/80. Met net daardie een enkele skuif is miljoene mense letterlik oornag as hipertensief herklassifiseer. Dis 'n reuse verskil. So, het dit beteken almal moes skielik pille begin drink? Glad nie. En dis die sleutel. Alhoewel die getal mense met hipertensie met amper 14% opgeskiet het, het die aanbeveling vir medikasie net met 'n klein 1.9% gestyg. Die eintlike doel was om die fokus te plaas op vroeë intervensie en dit beteken hoofsaaklik lewenstyl. En dit bring ons by die goeie nuus. Jy het baie meer beheer as wat jy dalk dink. So kom ons kyk na die praktiese goed wat jy kan doen, jou eie gereedskapskis om hierdie ding te bestuur. En die impak hiervan is regtig kragtig. Kyk net na die potensiële verlaging in jou sistoliese bloeddruk. Dis daai boonste getal. 'n Gesonde dieet alleen kan dit met 'n reuse 11 punte laat val. Sny jou soutenname af, daar gaan nog 5 tot 6 punte. Gereelde oefening, nog 5 tot 8. Elke enkele ding wat jy doen, het 'n regte meetbare effek. Maar kom ons wees eerlik. Soms is lewenstylveranderinge net nie genoeg nie, veral vir mense in fase 1 met 'n hoë risiko of eintlik enigiemand in fase 2. En dit is waar medikasie inkom as 'n ongelooflike kragtige en effektiewe stuk gereedskap. So hoe besluit dokters wat om te doen? Wel, die benadering is redelik logies. Vir iemand in fase 1 met 'n hoë 10 jaar risiko vir hartprobleme, begin hulle gewoonlik met een tipe medikasie. Vir die meer ernstige fase 2, begin hulle dikwels sommer dadelik met 'n kombinasie van 2 verskillende soorte. Die strategie word aangepas by hoe ernstig die situasie is. En wat is hierdie medikasies? Wel,
Daar is 4 hoofgroepe. Jy kry diuretika wat help om van oortollige sout en water ontslae te raak. Dan het jy ACE-inhibitors en ARB's wat basies jou bloedvate help om te ontspan. En kalsiumkanaalblokkeerders doen iets soortgelyks net op 'n ander manier. Jou dokter sal die beste een vir jou unieke situasie kies. Maak nie saak watter pad jy volg nie. Lewenstyl, medikasie of 'n kombinasie van die twee. Die einddoel is altyd dieselfde en dis kristalhelder. Die doel is om jou bloeddruk konsekwent onder 130 op 80 te kry en te hou. Dis die teiken. En so om af te sluit, los ek jou met 'n baie direkte vraag. Hipertensie is algemeen, dis stil en soos ons nou gesien het, dis hanteerbaar. Maar die heel eerste absoluut noodsaaklike stap is om te weet waar jy staan. So ek vra jou, wanneer laas het jy jou eie syfers laat nagaan?